Goeiemôre gemeente. Ek groet julle in die naam van die Here, die Almagtige, die een wat by ons teenwoordig is, wat sê, waar 2 of 3 in sy naam vergader, of waar sy lof besing, daar is sy teenwoordig. Hy is by ons teenwoordig en mag jy werklik ook vanoggend sy teenwoordigheid ervaar. Net so 'n paar sake rondom kerktyd. Ons bid vir Cindy Habig, die Habig familie, met die afsterwe van Cindy se pa op 4 Februarie. So George, ons dink aan julle, mag die Here vir julle versterk. En dan spoedige herstel vir Tene Steyn se seun, en vir Fred Kalitz, en dan Treina Greiling. En dan, soos gewoonlik, is dit mos my einde of begin Maart bazaar, wat nou nie die jare geval is nie, maar die vleistafel word wel dan gedoen. So daar's, julle het seker al kennisgewings gekry van die vleis wat nog steeds soos normaalweg met bazaartyd verkoop word. Daar is advertensie op, daarso die bestelling sluit die 20ste Februarie en dan die 27ste Februarie tussen 2 en 6 kan dit afgehaal word. So die kerkkantoor het bestelvorms, of jy kan seker vir Elmy bel en vra en sy sal vir jou een stuur. So kom ons gebruik ook daai geleentheid. En dan is daar 'n paar verjaarsdag maats wat suigstokkies kan kry. Carly Botha, Ulrich Karstens en dan Talia Uys. Is hulle hier vanmôre. Ons gee maar die dames kans om eerste te kies. Ek wil net sê, ons is seker dankbaar bly daarvoor dat die ergste hitte nou gebreek is. Nou kan ons lekker hier sonder die waaier sit. Die tema van vanoggend se prediking is, hy is almagtig. Kom ons loof die Here, ons gaan 2 liedere sing. Voor ons dit sing, kom ons raak stil voor die Here. Almal wat deur U geskep is, loof U, Here, en die troue dienaars prys U. Hulle vertel van die koninklike mag en getuig van die groot krag. Die mense moet weet van sy krag, van sy koninklike mag en majesteit. U koningskap is 'n koningskap vir alle tye. U heerskappy strek oor die geslagte heen. Amen. Ons lofliedere is lied nommer 177 en 209. Ons sing albei van hulle 2 maal deur.
Kom ons raak stil voor die Here. Here onse God, dankie vir so 'n geleentheid waar ons op 'n Sondagoggend net kan kom rustig raak. Soos Maria by voete kom sit en hy stem luister. Help ons vanoggend, Here, om op die stem ingestel te wees. Ook is daar dinge wat ons gedagtes besig hou op ander plekke, maar help ons om die stem helder duidelik te hoor. Weet dat U met ons elkeen praat. Here, dankie dat U ons eer met U teenwoordigheid. U die groot en almagtige God wat met ons is. Lei ons deur die woord. Amen. Het is nou nogal warm vanoggend, so ek het 'n ekstra waier gebring vir my, dat hy net daar op my kan waai. Ek sal hom soms op sy sterkste sit. Maar hy werk nou nie. Ek weet nou nie waar die probleem is nie. Is hier 'n volunteer wat my kan help? Enige volunteer wat my kan help? Hier kom reeds een. Jy sal me deel, lyk dit my. Kyk, ek sit hierdie ding aan, sit hom bietjie aan en kyk of hy werk. Werk ook nie, wat dink jy moet ons doen? Dit sal help as die dominee hom inpak. Oké, doen jy dit gou vir ons. Ja, my genade. Jy moet maar kyk of jy vir hom kan deel, dalk vir hom 1 of 2 gee. Dankie. Het sal help as 'n mens hom inplak by die kragprop, né? Dus julle, if everything fails, just read the instructions. Nou, 'n vers wat ons almal as Christene goed ken, en deur baie Christene gebruik word, is die bekende Filippense 4 vers 13, waar Paulus sê, hy sê in 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Ons ken hierdie vers, ons het hom dikwels al aangehaal, en tog wonder 'n mens waar hierdie krag is. Want as 'n mens rondom jou kyk, dan lyk mense al teen die tyd vuisfoos, en is nou eers Februarie, is nog nie naby aan Desember nie. Mense is moeg weens die dolle gejaag om elke dag 'n klomp goed by die werk gedoen te kry, wat gedoen moet word. Moeg, uitgeput sonder krag, want daar's 'n klomp deadlines wat gehaal moet word. Of moeg en uitgeput om die kinders na skool, na alle aktiwiteite te neem en dan nog by die ekstra klasse af te laai en dan nog te help met hulle huiswerk voordat hulle gaan slaap. Baie mense leef net vir Vrydag. Maandag begin hulle al leef vir Vrydag. Sodat hulle daarom net 'n tydjie kan hê waar hulle so 'n bietjie kan afskakel op 'n naweek en hulle batterye kan herlaai, bietjie kan ontspan voordat die week van vooraf begin. Of mense is moeg vir die lewe, uitgeput, sonder krag, moeg gesukkel weens verhoudinge by die huis, of in die familie, of by die werk wat nie lekker is nie, of jy gesukkel om sekere gewoontes wat mense het, wat nou al jare aankom, af te skud. Of mense is moeg gesukkel om sin in die lewe te vind, kragteloos om net uit die bed uit op te staan om die dag wat voor lê aan te pak. Baie mense wonder nou, waar kan ek die krag kry om 'n sinvolle lewe te leef? 'n Lewe waarin ek voel dat ek tot my volle potensiaal leef. 'n Lewe wat wys dat Christus in my is
en ek op 'n kragtige wyse en hy op 'n kragtige wyse deur my en in my werk tot seën van mense om my. 'n Lewe anders as hierdie kragtelose lewe wat ons dikwels lei, 'n lewe van val en opstaan en maar weer probeer om werklik te leef soos wat God wil hê ek moet leef. Nou God het verskeie karaktertrekke waardeur hy homself aan die mens bekend maak, openbaar wie hy is, waar hy op talle plekke in sy woord sê ek is. Hy sê ek is die lig vir die wêreld. Ek is die sout vir die aarde, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die brood wat lewe gee. En vanoggend staan ons juist by een van hulle stil waar hy sê ek is almagtig. Ek is die een wat almagtig is. Ek is die een wie se krag geen perke het nie. Ek is die een wie se krag geen grense het nie. God sê dit vir ons in sy woord. Nou hierdie woord, almagtig, kom van die Hebreëse woord, waardeur hy homself bekendstel, openbaar wie hy is, waar hy sê ek is. En hierdie woord, die Hebreëse woord daarvoor is El Shaddai, en dit kom 48 keer in die Bybel voor. El Shaddai, 48 keer in die Ou Testament, 10 keer in die Nuwe Testament. So God sê, ek is almagtig, die Hebreëse woord daarvoor is El Shaddai. So 48 keer in die Ou Testament, 10 in die Nuwe Testament, waarvan die meeste in Job is in die Ou Testament en dan in Openbaring in die Nuwe Testament. Nou vroeër Joodse kommentare sê dat hierdie woord El Shaddai, ek is almagtig of almagtig, is tweeledig. Dit het eintlik so half 'n tweeledige betekenis. Dit sê eintlik aan die een kant beteken dit dat dit genoeg krag is om verandering mee te bring. Maar aan die ander kant is die krag ook so dat dit sag is om te gee. Soos 'n krag wat verandering bring, maar dit is ook 'n krag wat omgee. Nou God stel homself die eerste keer as El Shaddai voor, as hy met Abraham praat. Nou Abraham is op daardie stadium wat God homself bekendstel, is Abraham 99 jaar oud. God het vir hom gesê, Abraham, uit jou gaan 'n nageslag voortkom, so groot soos elke sandkorrel van die see. Op daai stadium het Abraham nog nie kinders gehad nie, op 99 het hy seker gedink ook, hoe gaan hierdie ding werk? Ek meen, in die lewe, ek is nou al oor die tyd van kinders kry. En in daardie situasie en daardie omstandighede, kom God en hy stel homself voor in Genesis 17 vers 1, deur vir Abraham te sê, ek is God, die Almagtige, El Shaddai, ek is God, die Almagtige, sê hy vir Abraham. Met ander woorde, God kom eintlik en hy sê, Abraham, vir my is niks onmoontlik nie. Ek het genoeg krag in my, om hierdie belofte wat ek aan jou gemaak het, al 'n tyd gelede, in vervulling te bring, en dit volledig te kan doen, sodat dit wel sal gebeur. In Job 37 vers 23 staan daar, ons kan by die Almagtige nie kom nie, sy krag is groot, hy laat reg en geregtigheid geskied, hy verdruk niemand nie. In Openbaring 15 vers 3 staan daar ook, groot en wonderbaarlik is u dade, Here God, Almagtige, reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Alles oor die essensie van God se almagtigheid en die feit dat sy krag geen perke het nie,
word in hierdie verse saamgevat. Maar ook in Psalm 115 vers 3 wat sê, alles wat hy wil, doen hy. Alles wat hy wil, doen hy. Met ander woorde, God hoef vir niemand toestemming te vra as hy iets wil doen nie. Hy hoef ook nie hulp van buite af in te roep, om gedoen te kry wat hy wil doen nie. Natuurlik is hy nie net almagtig nie, hy het ook ander karaktereienskappe wat maak dat hy sekere dinge nie doen nie of wil doen nie. Maar daar is niks wat God nie kan doen nie. Sy krag is onbeperk. In Jeremia 32 vers 37 staan daar, ek is die Here, die God van al die mense. En dan vra hy die vraag, is iets vir my onmoontlik? So hierdie teksvers, ons het maar net na 'n paar gekyk, en is asof God deur hulle en deur die ander dit aan die mens wil kom duidelik maak, helder duidelik maak, dat hy die een is wat enigiets kan doen. Hy wil hê dat elke mens dit hoor, daarom herhaal hy dit op verskeie plekke. Hy wil hê dat elke mens dit hoor, ook ons wat vanoggend hier is. Hoekom wil hy hê elke mens moet dit hoor? Omrede hy die soewereine, bewuste besluit geneem het om hierdie onbeperkte krag wat hy het, nie net vir homself te hou nie, maar om dit met jou en my te wil deel. Ek sê weer, hoekom sê hy dit op verskeie plekke? Sodat ek en jy sal weet, hy wil dit nie net vir homself hou nie, hy wil dit met ons deel. Hy wil hê dat hierdie bonatuurlike, onbeperkte krag in jou en my se lewens sal invloei, sodat ons kragtige lewens sal leef. En dat ons nie sal leef sonder 'n doel nie, dat ons nie sal leef sonder krag en mag nie, sodat ek en jy die omstandighede en die uitdagings wat oor ons pad kom, sal kan hanteer met krag. En ook ons swakhede en tekortkome met hierdie krag kan omskakel in oorwinnings. In Psalm 68 vers 36 in die 2020 vertaling staan daar, hy gee krag en sterkte aan sy volk. Hy sê hy gee krag en sterkte aan sy mense, aan sy kinders, aan sy volk. En hy gee dit, want hy wil hê ons lewens moet anders te lyk, as wat dit soms lyk. En dalk een van die bekendste psalms in die Bybel, wat ons baie goed ken, Psalm 23 vers 3, skryf Dawid die volgende. Hy sê, hy gee my nuwe krag. Hy gee my nuwe krag. Dit was ons fokus as ons hierdie teksvers lees so baie op die nuwe krag. En lees ons die eerste 2 woorde wat daar staan heeltemal mis. Hier staan, hy gee dit vir jou. Want hy wil hê dat ons lewens anderster moet lyk. Hy gee dit vir ons. Hy stel dit beskikbaar aan jou en my. Hy wil hê dit moet deursyfer tot binne in jou lewe. Hy wil hê dat jou lewe met hierdie krag deurdrenk sal word. Hy beloof reg deur die Bybel dat hy aan jou krag sal gee vir spesifieke tye wanneer jy dit nodig sou kry. En daar's seker meer, maar ek weet van 4 sulke tye wat ons regtig sy krag nodig het, waar hy beloof hy dit vir jou sal gee. En die eerste een is, hy sal vir ons krag gee wanneer ek moeg is. Wanneer ons moeg is. Ek is seker baie van julle wat hier sit voel moeg. Ek dink op 'n Sondagoggend, as 'n mens net hier by die kerk kom, is amper die eerste keer die week wat jy net lekker kan kom sit, dan kom jy eintlik agter hoe moeg jy is.
Baie van ons glo ek is moeg. Baie voel dis en wens dis alweer vakansie, maartvakansie, sodat mens net vir so 'n oomblik tot rus kan kom van hierdie dolle gejaag waarmee die jaar begin het. Nou God wil vir jou kom krag gee wanneer jy moeg is. 'n bekende sêding lei mos, stop and smell the roses. Maar soms is die verwagtinge met die werk in die huis en die skool so groot, dat daar nie altyd tyd is om te stop en te ruik. Hoe lekker ruik die rose nie. Baie keer jaag ons sommer daardeur, en so in die verbygang gryp ons net 'n roos, dat ons daarom kan ruik hoe dit ruik. Altyd op pad, altyd besig, moeg. Ja, daar's dinge wat ons in plek kan sit om die pas waarteen ons jaag so 'n bietjie stadiger te maak. Maar in die chaos, in die besig wees, in die hardloop, in die deadlines probeer haal, is daar beloftes wat God nog steeds aan ons gee. Hoor wat skryf Jesaja in hoofstuk 40 vers 29 in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, hy gee krag aan die wat moeg is. Hy maak die kragteloses sterk. Hierdie is dalk 'n vers wat ek en jy kan memoriseer, wat ons vir onsself kan opsê aan die begin van 'n nuwe week. Hy beloof dat hy aan jou krag sal gee as jy moeg is. Dat hy jou sterk sal maak as jy kragteloos sonder krag is. En in die volgende vers daarna, in vers 30, sê Jesaja ook die volgende, selfs jong mense raak uitgeput en afgemat, baie jong mense struikel en val, maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog soos arende, hulle sal hardloop en nie moeg word nie, hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Ek herhaal daai middelsteen, maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. God se krag is onbeperk. Hy raak nooit moeg nie. Hy word nooit vermoeid nie. Hy hoef nie vroeg te gaan slaap omdat hy 'n rowwe dag gehad het nie. Sy krag is onbeperk. En dis dieselfde krag wat hy vir jou wil gee. As jy moeg is. In Jeremia 31:25 sê God vir jou, ek gee nuwe krag aan die wat moeg is. Ek maak die moedelose weer volmoed. Tweedens, beloof God, hy sal krag gee wanneer ek niks meer het om te gee nie. Hy sal krag gee wanneer ek niks meer oor het om te gee nie. Miskien is jy in 'n verhouding waarin jy jou alles gegee het. En dit lyk asof dit nêrens heen gaan nie. En jy het niks meer om te gee nie. Miskien is jy 'n ouer wat al so baie vir jou kinders gegee dat jy niks oor het om meer te gee nie, en hulle vra dat jy nog sal gee. Of miskien voel jy by die werk totaal en al oorlaai. Jy voel dat die baas dink, daar moet bloed uit 'n klip uitgetap word. Jy voel moeg en oorlaai en jy voel op. Jy voel jy het niks meer om te gee nie. Of jy voel dalk dat dit wat jy het in 'n sekere situasie nie meer genoeg is om verandering te bring nie. God sê vir jou, luister, as jy niks meer het om te gee nie, kom na my toe. Ek het krag om vir jou te gee. Toe Paulus raad op was oor die doring in sy vlees, ons almal ken daai storie, het hy God gevra om dit asseblief van hom maar weg te neem. Toe antwoord God hom en skryf Paulus die volgende in 2 Korintiërs 12 vers 9. Dit wil sê God se antwoord was, my genade is vir jou genoeg,
My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is, wanneer jy moeg is, wanneer jy niks meer het om te gee nie. My krag kan juis deurkom, sê die Here, wanneer jy nie meer iets het om te gee nie. My krag kan juis deurkom na jou toe, wanneer jy niks meer het om na die tafel te bring nie, sê God. Miskien sukkel jy al lankal om iemand na die Here toe te lei, of miskien sukkel jy al lankal om iemand weer op die regte pad te kry, of te help om sy of haar slegte gewoontes van ontslae te raak, iemand wat dalk so bietjie die pad byster geraak het, en niks wil werk nie, en jy voel daar's niks meer wat jy kan doen, jy het nie meer krag om iets te doen, om dit te laat gebeur nie, te help dat daai persoon sy of haar lewe omdraai nie. Dalk is dit nodig dat jy die Here begin vertrou, vir sy krag in die situasie, en nie uit eie krag verandering probeer bewerkstellig nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5 die volgende, hy sê, die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Uit eie krag kan geen mens op aarde iemand anders tot bekering lei nie. Uit eie krag kan geen mens 'n ander een die regte pad laat stap nie. Uit eie krag kan geen mens verandering bring in iemand anders se lewe wat die pad byster geraak het. Net God kan dit doen, deur die kragtige werking van sy Gees. Ons kan hom daarvoor vertrou. Het jy al alles gegee en niks meer oor om te gee nie? Weet net, daar is vir jou krag beskikbaar. Die derde ding is, God wil krag gee wanneer ek in pyn is. Wanneer jy in pyn is, miskien is jy in 'n verhoudingspyn, en jou huwelik is nie meer wat dit moet wees nie, of jou huislike omstandighede is nie lekker nie, of jy was in 'n vriendskapsverhouding, en iewers langs die pad het dinge verkeerd geloop, en daar was misverstande, en julle is nie meer vriende nie. Of miskien het jy liggaamlike, fisiese pyn, siekte, waarmee jy sit, wat net nie wil weggaan nie. Miskien het jy finansiële pyn, of miskien het jy 'n pyn met die werk, waar jy tans werk. Het jou werk vir jou pynlik geword. Niemand, maar niemand van ons is immuun teen pyn nie. Almal van ons gaan tans, of gaan in die toekoms iewers, vorentoe moeilike omstandighede beleef. Tye wat nie vir ons lekker is nie. Ek seker baie van ons wat hier sit vanoggend kan getuig, baie van ons wat deur 'n moeilike tyd gegaan het, kan getuig dat, was dit nie vir die krag en die genade van die Here in daai omstandighede nie, sou ek nooit lewend aan die kant uitgekom het nie. Nou God kom en hy sê vir jou, ek het vir jou krag in sulke pynlike omstandighede. Dawid kom op Psalm 69 vers 30, ek lees uit die boodskap en hy sê die volgende, ek is 'n ellendige mens wat vol pyn is, beskerm my met die groot krag God. Selfs Dawid, die sterke Dawid, kom en hy sê dit. Hy sê, Here, U het krag wanneer ek nie meer krag het nie. En ek vra dat U my sal help in hierdie tyd wat ek soveel pyn het. Kom sê Dawid, wat die koning is. Is jy in pyn? Beleef jy pyn? Beleef jy moeilike omstandighede? God sê, ek het krag vir jou.
En die vierde ding wat hy beloof hy vir ons krag voor sal gee, is wanneer ek versoek word. Die rede hoekom baie van ons pyn ervaar, is dat ons dalk iewers langs die pad aan die versoekinge toegegee het. God kom en hy sê, wanneer jy versoek word, en dit gaan gebeur, hy sê nie, indien jy dalk versoek word, nie, hy sê, wanneer jy versoek gaan word, en dit gaan gebeur, is daar krag beskikbaar, sodat jy anderster kan leef, en die regte keuses kan maak, wanneer jy die versoeking kom. Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 13, hy sê, geen versoeking wat meer is, as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Die volgende skyfie, hy sal nie toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word nie. God weet, wat die beperking van jou krag is. Hy weet tot waar jy getoets kan word. Hy weet wat jou limiet is, wat jou kapasiteit is. En hy sê, ek sal nie toelaat dat die versoekinge, let wel, versoekinge, nie omstandighede nie, daar is 'n verskil tussen versoeking en omstandighede waar jy in is. So hy sê, ek sal nie toelaat dat die versoekings, wat oor jou pad kom, meer sal wees as wat jy kan hanteer nie. En dan sê hy in die volgende skyfie, as dit wel kom, as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Nie net gaan hy keer, dat die versoeking nie bo jou kragte is nie, hy gaan ook vir jou die krag gee om dit te weerstaan. Die boodskap vertaal dit as volg. Dit sê, as daar dan dinge gebeur wat jou van God se pad wil afkry, met ander woorde, die versoekings wat jou van God se pad wil laat afdraai, die verkeerde keuses wil laat maak, wat jou die regte pad buister wil raak, sê God, die volgende skyfie sal God jou help om die regte besluit te neem en jou dan die krag gee om te doen wat jy besluit het in die boodskap. Nie net gaan hy keer dat jy nie bo jou kragte versoek word nie, maar hy gaan ook vir jou die krag gee om dit te weerstaan. Hy sal jou daarmee help. Nou, meeste mense ken en aanvaar hierdie konsep van dat God almagtig is. Ons weet, ons verstaan dit, of dalk verstaan ons nie heeltemal nie, maar ons ken die konsep en ons glo dit, dat sy krag onbeperk is en dat hy oneindig meer kan doen as wat ons dink en glo. Meeste mense het geen probleem daarmee nie. Maar waarmee meeste mense 'n probleem het, is, nou maar hoe kan ek van hierdie krag kry? Ek hoor van hierdie krag, hierdie onbeperkte krag, maar hoe kan ek van hierdie krag kry in my lewe? Hoe is dit beskikbaar vir my? Ek sien die krag in ander mense se lewens, maar wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, dan voel dit asof die Here my bypass. Ek sien dit nie en ek ervaar dit nie in my eie lewe nie, maar hoe kan ek daarvan kry? Die Here sê, ek gee dit vir jou, maar hoe kan ek dit kry? Wat jy vanoggend moet hoor, en as dit alles wat jy onthou van hierdie preek is ook goed, is dat God sy bonatuurlike krag na elkeen van sy kinders toe wil laat vloei. Sy krag is vir elke gelowige beskikbaar. Maar, en dis wat jy moet onthou, dis nie iets wat maar net outomaties kan of gaan gebeur nie. Iemand kan 'n Christen wees en by die Here wees, maar dit gaan nie waarborg dat hy outomaties hierdie krag gaan ontvang nie. Nie om hierdie krag van God te kan ontvang, is daar iets wat ek en jy eers moet doen. In werking moet stel, en in 'n groot mate het dit nogal met geloof te doen, maar ek sal aan die einde daarby kom. God wil nie hê dat ons maar net
sal praat oor sy krag en sy mag nie, sy almagtigheid nie. Nie, hy wil hê dat elkeen van ons dit sal beleef. Hoor wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 20. Hy sê, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Dit is 'n saak van krag. Sy koninkryk, sy mag, sy almag, sy koninkryk is nie maar net 'n konsep nie. Is 'n koninkryk met krag. En daai krag is beskikbaar vir jou en my. So wat moet ek doen om hierdie krag te kan ontvang, te kan beleef? Die eerste ding, erken jy is swak. Erken jy is swak. Dis waar jy erken, ek het nie al die krag nie, ek het nie al die kennis nie, ek het nog nie ge-arrive nie, ek het nog nie alles onder beheer nie, ek het nog nie alles in die lewe uitgefigure nie, ek weet nie alles nie. Vir baie van ons is dit nogal moeilik om dit te erken. Ons dink dikwels, ons is in beheer. Ons dink ons weet alles, ons dink ons het alles uitgefigure. En as dit die geval is, dan is daar mos geen manier dat God sy krag vir ons gaan gee nie. Hy gaan dink, want ons dink mos ons weet alles, ons het alles uitgefigure. Maar God wat alwetend is, gaan mos weet, maar jy dink, jy het alles onder beheer. Daarom gaan hy mos nou nie vir jou krag gee nie, want jy gaan dit mos nou self hanteer. Daarom gaan hy noodwendig nie vir jou krag gee, as jy dink jy het alles onder beheer nie, alles uitgefigure nie, weet alles nie, is slim nie. Toe hy op die berg staan, die bergpredikasie, die bergrede, die eerste woorde wat hy sê is, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle sal die koninkryk van God behoort. Heel eerste woorde. Psalm 138, vers 3 kom Dawid en hy sê, toe ek na u geroep het, het u my gebed verhoor en my nuwe krag gegee. Toe ek by 'n plek kom en ek erken, ek het u nodig, toe ek bid tot u en my afhanklikheid teenoor u uitspreek, het u vir my nuwe krag gegee. Die oomblik toe Dawid sy afhanklikheid teenoor die Here erken, hierdie sterke Dawid, hierdie koning wat soveel oorloë gewen het, die oomblik toe hy sy afhanklikheid teenoor die Here erken, het God se krag na hom toe deurgevloei. Alhoewel jy en ek God se krag wat beskikbaar is kan ontvang, verwag dat hy het vir ons sal gee as ons daarvoor vra. Moet ons heel eers by die punt kom waar ons erken, ons is swak en het nie alles onder beheer nie. En ons het hom nodig. Die tweede ding wat jy moet doen, voordat jy die krag kan ontvang is, jy moet verbind wees aan die bron van krag. Jy moet jouself verbind aan die bron van krag. Al hoe daai waier kon werk, is toe hy by die kragbron ingeprop was. Was nie 'n manier wat hy sou werk as hy nie by daai kragbron ingeprop was nie. En doodlogies is die volgende ook waar. As jy nie in God is nie, aan hom verbind is nie, sal jy nie van sy beskikbare krag ontvang nie. As jy nie aan hom verbind is nie, sal sy krag nie na jou kan vloei nie. Dalk dink jy maar, ek is eintlik 'n Christen, ek is nou al lank al 'n Christen. En daarom is ek mos aan hom verbind. Nou hoekom ervaar ek dan nou nie sy krag nie? Jy is dalk 'n Christen, ek is 'n Christen. Maar het dalk sekere keuses langs die pad gemaak dat ons nie heeltemal volledig aan God verbind is nie. En nie meer volledig binne sy wil lewe nie. Hoekom sal God dan
van sy krag aan jou beskikbaar stel om 'n lewe te lei wat buite sy wil is. As daar slegs by een van daai plekke in daai 3-puntprop 'n draadjie los was, sou daai waier steeds nie gewaai het nie. Net 'n klein ou draadjie los is, sou hy nie gewaai het nie. Selfde geld ons verhouding met God. Ons moet volledig aan hom verbind wees. In sy wil wees en volgens sy beginsels leef. Jesus sê in Johannes 15 vers 4 die volgende: Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. As jy nie aan my verbind is nie, sê die Here, kan jy nie vrugte dra nie. As jy nie in my is nie, gaan daar nie lewe en krag na jou toe deurvloei nie. En dan gaan Jesus voort en hy sê in vers 5, Ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek het daar in die Dorings, was ek lank daar tussen die druiwe boere. As daar 'n loot afgehaal word of geknip word, daar is nie 'n manier wat hy druiwe gaan dra nie. Want hy is nie verbind aan die wingerdstok nie. Daar kan nie water en vloeistowwe en voedingsstowwe deurvloei na die loot, as hy nie aan die wingerdstok verbind is nie. Volledig verbind is nie. Dieselfde ons verhouding met die Here. As jy nie in my is nie, gaan daar nie lewe en krag na jou kan deurvloei nie. En dan gaan Jesus voort in vers 5, hoe ek het dit nou gesê. Jesus maak dit duidelik, baie duidelik, wie is wie in hierdie verhouding. Hy sê, ek is die bron, nie jy nie. Ek is die een wat krag gee, jy is die een wat dit nodig het. Efesiërs 6 vers 10 in die Nuwe Lewende Vertaling staan daar, vind krag in julle verbondenheid, in julle verbinding aan die Here, ja, in die krag van sy sterkte. Ons vind krag alleenlik as ons volledig aan die bron verbind is. En dan die derde en die laaste ding wat ons moet doen, is die geloofsaak. Dit sê, kies God se manier in geloof. Kies God se manier van doen in die geloof. Die Bybel maak dit baie duidelik, dat daar 'n verbinding is tussen my geloof aan die een kant, en die krag wat deurvloei van God af in my lewe in. Daar is 'n verbinding tussen die twee, geloof aan die een kant, my geloof en krag van God. Daar is 'n verbinding tussen jou geloof en dit wat God in jou lewe wil kom doen. Hierdie konsep van kies God se manier in geloof behels dat ek in gehoorsaamheid doen wat God my vra om te doen. Dat ek in gehoorsaamheid leef en doen. En in die rigting van God beweeg. Luister mooi, in die rigting van God beweeg, voordat, met die klem op voordat ek reeds die krag sien. Dat ek in die rigting van God beweeg en geloof, voor ek sy krag sien werk in my lewe. Ek en jy wil gewoonlik eers die krag sien en die krag ervaar. En dan beweeg ons. Nee, sê God, beweeg jy, dan sal die krag kom. Dat ek en jy, beweeg jy, dan sal die krag kom. En dis waar die geloofding inkom. Dat ek en jy in die geloof daai eerste stap sal neem en begin beweeg in God se rigting en dit wat hy vra ons moet doen, wat dit ook al is.
dan kom sy krag en vloei deur na ons toe en deur ons en in ons. Jesus probeer iets hiervan verduidelik in Johannes 8 vers 31. Hy sê, Jesus het vir die Jode wat in hom glo gesê, as julle glo en doen wat ek sê, dan sal julle regtig my disippels wees. Dan sal julle regtig my disippels wees. Dus by hierdie Jode met wie hy in gesprek is, wat agter hom aanstap, weet hy en hy sê vir hulle, die geloof is reeds daar, hulle glo reeds in hom. Wat egter saam met dit genoem word, is die doen. Glo en doen. As jy glo en doen, sê hy, daai eerste tree neem en doen wat ek vra, dan sal julle regtig my disippels wees. En hier is wat dan volgende gaan gebeur, sê Jesus. Vers 32. Dan sal julle weet wat die waarheid is en die waarheid sal julle vrymaak. Ons kan nie kom en sê, Here, maak my vry sodat ek die krag kan ervaar in my lewe nie. Alles begin by die geloof, om in God te glo, en dan neem jy daai eerste tree in die geloof, jy beweeg in God se rigting, en doen wat hy vra, en dan vloei die krag deur jou. Dan gebeur wat moet gebeur, wat hy vir jou in gedagte het in jou lewe. En daar's baie Bybelverhale, wat dit wat ek nou gesê het, oor die geloof ding, beaam. Dink maar aan Moses, Israeliete, die Here stuur van Moses Farao toe, sê, laat my volk gaan, hy is hardkoppig, die 10 plaae kom, Farao sê, nee, trek julle nou maar, ek het nou genoeg gehad van julle, hulle trek, toe hulle by Rietsee aankom, is die Rietsee vloei sterk, toe hulle omkyk, toe sien hulle, maar hier is Farao en sy manne op pad, en hulle sê vir Moses, weet jy, moet ons nie maar teruggaan daar na die vleispotte van Egipte nie, ons weet daarom, dis ons gemaksone, dis lekker daar, ons kry kos elke dag, hier bring jy nou ons by 'n punt waar dit baie moeilik is, ons gaan sterf hier. Wat sê die Here vir Moses? Hy sê, steek jou hand uit, vat daai staf, steek jou hand uit, en toe hy dit doen, toe gaan die Rietsee oop, en hulle stap deur, op droë grond. Moses het eers gedoen wat hy moes doen, hy moes die staf swaai, en toe gaan die Rietsee eers oop, en toe kon hulle deurstap. Julle ken ook die storie van die Israeliete wat 40 jaar in die woestyn rondtrek, Moses sterf, Josua vat oor as leier, en hy moet hulle nou na die beloofde land toe neem, verspieders gestuur, 2 het gesê, ons kan maar gaan, ons kan dit oorneem, die ander het gesê, nee, dit gaan te rof daar, hulle het nie kans gesien nie, en daai tyd met die Jordaanrivier was daai tyd in volle vloed, soos 'n massa water. Die Here sê vir Josua, sê vir die priesters, hulle moet hulle voete in die water sit, daai eerste tree neem, en toe hulle dit doen, toe gaan die Jordaanrivier oop, en hulle kon deurstap, ook droog. So, eers iets doen, en toe vloei die krag van die Here. Ons ken die verhaal van Gideon, ek gaan nie lang stil staan, nie, God verskyn aan hom en hy sê, magtige man, ek het 'n taak vir jou. Gideon dink, magtige man, waar praat hy nou met my? Hy sê, maar ek is nie magtig nie, ek is dan selfs deel van die kleinste familie in Israel. In Rigter 16 vers 4 sê die Here vir hom, toe die Here na Gideon toe gedraai en vir hom sê, gaan met die krag wat jy het, en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou, gaan jy met die krag wat jy het. En ons ken daai storie ook. Op die einde van die dag het Gideon gegaan met die krag wat hy het. Hy het gedoen wat die Here vir hom gesê het. Met 300 man, 135.000 Midianiete het gesterf, sonder dat hulle ooit 'n swaard in hulle hande hoef te hou, of 'n spies op te tel om hulle dood te maak. Want hy het gegaan, en toe vloei die krag van die Here. Ek dink baie van ons
kan sulke momente in ons lewens herroep. Maar wanneer ons baie keer by die punt kom, is ons nie altyd bereid om haar eerste tree te neem nie. Petrus kon nie op die water loop as hy nie uit die boot geklim het nie. In my eie lewe het ek dit al 'n paar keer ervaar en ek en Salome ook. Ek gaan nie lang wees nie, ek vertel net Vrydag graad gekry, ons gelegitimeer 1991. Daar's nie beroepe beskikbaar nie, daar's 'n oorskot predikante. Ek wonder wat gaan ek doen? Die maandag kry ek 'n kerkbode in die hande. Ek sien in die kerkbode word daar spesiale evangelisasiepos in die Heksrivier Vallei geadverteer. Ek weet nie, dit tref my net, en ek is nou nie eintlik 'n ou op daai stadium gewees. Ons het al kerke gaan bou en met kinders gaan speel en so aan, en ek sien myself nie as 'n evangelis nie, en ek voel net ek moet bel, die nommer bel, maar ek sien toe in die advertensie, dit het al die Vrydag gesluit. Ek bel die dokter van der Merwe, sy vrou Adelia tel op. Sy sê nee, ek bel en sê maar dis hoekom ek bel. Sy sê maar hy's nie nou hier beskikbaar nie, hy hou begrafnis, hy sal my later bel. By aand 7 uur bel hy my terug. Sy sê hy, wanneer kan jy vlieg? Ek sê môreoggend. Ek bespreek 'n kaartjie, ek vlieg die volgende oggend deur, ek kry my op die lughawe. Ons ry deur die Dorings toe, daar in die Heksrivier Vallei. Ek ontmoet van die mense daar, gesels 'n bietjie. Nou, dis 'n pos wat geskep is, net vir 'n jaar, 'n spesiale evangelisasiepos, vir iemand om te kom werk onder die kerklos en kerklose mense, want daar's 'n groot nood daar, net soos wat hier maar 'n groot nood is. En dis een van die boere, oom Hannes Joubert, het sy dankoffer beskikbaar gestel, sy dankoffer moet gebruik word om hierdie pos te finansier, wat ook nou nie baie was op daai stadium, as jy het nou rand en terme maak nie, maar dis nie net na toe Mandela vrygelaat is, politieke dinge was nie lekker nie, so daar's 'n komitee wat 6 mense van die NG Kerk en 6 van die NG Sendingkerk, wat nou die VG Kerk is, komitee gevorm. Daai Dinsdag aand het ek 'n onderhoud daarso, en ek's maar 'n bietjie op my senuwee wees, en ja, in elk geval die volgende oggend ook by 'n paar boere aangegaan en hulle ontmoet en die oom ontmoet, en huis toe gevlieg, en toe daai aand, toe kry ek 'n oproep en sê dat die pos is myne. En ja, dit was, ek het 'n jaar lank met so 50 mense gewerk, intensief weekliks katekisasie gedoen. Aan die einde van daai jaar is so 45 van hulle is volwassenes, is gedoop en het belydenis van geloof afgelê, en dit was vir my regtig lekker geweest. Maar dit was maar 'n geloofsstap wat ou geneem het. So kan 'n mens, ek dink baie van ons kan van sulke stories vertel. Miskien is dit wat die Here vanoggend vir jou vra om te doen. Dalk is die woorde, gaan met die krag wat jy het, net die nodige aanmoediging vir jou, om daai eerste tree in die geloof te neem en te gaan doen wat hy van jou vra om te doen. Dalk is daar 'n gebroke verhouding, of 'n vriendskap wat skeef geloop het. Jy voel maar ek het nie krag om dit te hanteer nie. Miskien moet jy vir jouself vra, wat sal iemand wat krag het, wat sal hy doen in hierdie omstandighede? Miskien het jy jou werk verloor, of iemand te werk verloor. Jy is moedeloos. Miskien vra die Here dat jy môreoggend sal opstaan, aantrek, jou CV na verskeie plekke toe sal neem. Miskien het jy 'n groot besluit oor jou toekoms wat jy moet neem. Gaan in die geloof, neem daai tree, die krag van die Here, as dit binne sy wil is, sal vloei. Ek sluit af. Ek dink nie, ons wat hier sit vanoggend, besef aldag wat se groot, onbeperkte krag ons, as kinders van God, wat se groot krag tot ons beskikking is nie. Krag wat God vir ons wil gee, onbeperkte krag. Krag selfs meer as wat ons nodig het om 'n kragtige en geesvervulde lewe te leef. Meer krag as wat ons bid en dink. En Efesiërs 1 vers 18 tot 20 beskryf dit vir my die beste. Dis 'n gebed wat Paulus bid
En hy skryf aan hulle en hy sê, dis my gebed vir julle as gemeente in Efese. En dis vanoggend my gebed ook vir julle. Kom ons lees dit. Dit sê, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Luister mooi, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Ja, mens kan dit nie beskryf in ander woorde nie, mens kan dit nie eintlik beskryf nie. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Dis die krag wat tot my en jou beskikking is. Dieselfde geweldige groot krag waarmee God sy seun Jesus Christus uit die dood opgewek het. En al wat ons moet doen om dit te ontvang, is om God daarvoor te vra. Dis al. Amen. Ek gaan geleentheid gee dat jy so 'n bietjie sal nadink oor wat die Here vir jou vanoggend spesifiek gesê het. Nadink wat hy dalk vir jou persoonlik wil sê, en dan sal ek met 'n gebed afsluit. So is nou tyd vir stil gebed. Here, ons kom aanbid U as die almagtige, die groote God, die een met onbeperkte krag. Dankie dat U hierdie krag met ons wil deel. As ons moeg is, as ons niks het om te gee nie, as ons pyn beleef of wanneer ons versoek word. Help ons, Here, om daarop ingestel te wees, om werklik in afhanklikheid teenoor U te leef. Help ons om aan U verbind te bly ten volle met ons hele lewe. Help ons om eers te tree in die geloof te neem wanneer dit nodig is. Dankie dat U hierdie krag aan ons beskikbaar stel. Dieselfde krag waarmee U uit die dood opgewek is. Dieselfde krag wat gemaak het dat U aan die regterhand van die Vader sit. Dankie dat U ons so belangrik ag en so spesiaal ag, dat U hierdie krag met ons wil deel. Amen. Ons kry geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Here, dankie dat U ons ryklik seën met meer as wat ons selfs nodig het. Dat U sê in die woord dat ons sal bid vir ons daaglikse brood en U gee vir ons veel meer. En ons bring hierdie offers as dankbaarheid daarvoor. Ja, Here, dit sal nooit genoeg wees om ons dankbaarheid teenoor U betuig nie, maar neem dit aan as 'n offer. Amen. Ons sluit af met lied 197. 197. Gaan hier vandaan uit met die wete dat God se onbeperkte krag tot jou beskikking is. Vra hom daarvoor en gaan leef daagliks vanuit hierdie krag wat hy beloof hy vir jou sal gee, as jy vra. Amen.